Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop almal van julle het al genoeg koffie in vir die dag of kafeïne om wakker te bly. Ek het nou al genoeg in want ek is lekker moeg. 'n Paar van ons was mos mal genoeg om gister baie sport te doen en ek hoop nie julle gaan my in die slaap disturb nie. Ek sal probeer om julle nie in die slaap te preek nie. Nee, ons is dankbaar om hier te wees vandag. Dit is 'n mooi dag. Ek moes vanoggend nou hoor by mense dat daar gisterand 'n ewige donderstorm was, of vroeg vanoggend, en dis hoe vas ek geslaap het. Ek het nie geweet daarvan nie. So, paar afkondigings voordat ons die diens begin. Een wat nie hierop is nie, wat ek sommer klaar net wil sê, mense, ons hou die 20ste Maart, as ek die datum reg het, hou ons 'n Verefees. Nou gaan jy vir my vra, wat is 'n Verefees? Dit is amper soos ons jaarlikse steikbraai, maar dit is 'n hoenderbraai. So dit is ons Verefees wat ons gaan hou. Ons vra asseblief as jy genoeg kontakte het met Chubby Chick en wat is die ander ene, Crest en waar ook al. As jy asseblief, as jy weet van waar ons skenkings kan kry van kwart hoenders, moet jy asseblief met my kom praat of met Alta Pottas praat. En dan natuurlik dames, ons weet julle sien altyd uit daarna om gasvrouens te wees. Ons wil graag wees soos met die steikbraai ook, wil ons 400 kaartjies verkoop of daar waar nodig is uitdeel. Maar ons soek graag 400 mense hierso die 20ste Maart. Ons lekker saam gaan kuier en dit is alles tog uiteindelik ook tot eer van die Here. So kom gesels asseblief dat ons daarso kan begin dinge reël. Goed. Ouers van klein kindertjies, as jou kind nog voorskool is, ons kleuterkerk, die kleuterark het getrek. Hy was altyd daar so by daai deur, net so voor jy by die deur inkom, was hy daar onder so in die gat gewees daarso. En ons het hom nou geskuif. Hy is nou aan die kant, daar by die saal waar die ou media winkel was. So jy is baie welkom om jou kinders voor die diens of selfs nou of dalk tydens die diens as hulle dalk bietjie moeilik raak, jy's welkom om hulle daar na die kleuterkerk toe te vat. Dit is veilig daar. Ons het 'n trelliedor daar op en alles, so niemand gaan daar inkom nie, niemand gaan daar uitkom nie. Dit is veilig en ons het wonderlike mense wat daarso saam met jou kinders ook gaan werk. Dan Groeipunt, ons aanddienste elke Sondag 5:30. Nou wil ek gou-gou vir julle vertel so 'n bietjie meer van hierdie. Ek weet ek het nou al 'n paar keer genoem. Hierdie is nie jou tradisionele aanddiens nie. Ons is daar in die groot saal en ek nooi julle uit. Ek weet jy's nou vandag hierso, jy's nou in die oggend hierso. Maar as jy weet van iemand wat dalk nie oggenddienste kan bywoon nie, laat weet hulle asseblief. Maar ook as jy 'n anderste tipe benadering wil hê vir wat ons nou vanoggend hierso gaan bespreek en dalk op een of twee van die punte wat ons nou dalk nie in soveel diepte ingaan nie, gaan ons vanaand 'n bietjie meer in diepte in. Verlede week het ek so gesit en kyk na die mense en dit was die wonderlikste ervaring om te sien hoe jong mense en ou mense om 'n tafel sit. Ek het gewoonlik so 2, partykeer 3 besprekingspunte en ons het gesels. En jy hoor by ander mense wat hulle by die Here hoor. En jy gesels saam en jy groei saam en ons loof die Here saam en dit is regtig waar 'n wonderlike ervaring. Julle is almal welkom. Ons kan ons in elk geval nie genoeg van die Here kry nie, so jy is welkom om vanaand ook by ons te kom aansluit. Mense, dan wil ons vra dat julle asseblief in julle gebede sal dink aan ons ouderlingbediening. Ons het 'n fantastiese wonderlike ouderlingbediening. Ons het wonderlike ouderlinge, maar ons kort nog steeds so 'n paar in van die wyke wat vakant is. So bid asseblief dat die Here met die mense sal werk, dalk met jou. En dat ons
die paar poste wat nog vakant is sal kan vul. As die Here met jou werk, as hy dit dalk op jou hart lê om te dien as ouderling, en as jy nie seker is nie, as jy dink jy wil, maar jy's nie seker van wat dit van jou gaan behels nie, kan jy natuurlik met my gesels of met hom des. En kom ons bid ook vir hierdie saak dat ons die Here se gemeente ook bietjie beter kan dien. Mense, die gemeente werkboek, herinner ek my net weer aan, ek het hom elektronies uitgestuur. As jy hom nie ontvang het nie, hy was op die inligtingsgroep uitgestuur. As jy nie op die inligtingsgroep is nie, het jy hom dalk gemis. Um as jy op die inligtingsgroep wil kom, laat weet my. As jy nie die boek ontvang het nie, laat weet my, dan kan ek hom vir jou stuur. Hy is in 'n PDF, so jy kan hom self uitdruk as jy wil, of jy kan hom by die kantoor laat druk teen R50. Dit is 'n Bybelstudie werkboek wat jy regdeur die jaar kan gebruik. Ouers, jy gaan hierdie boek ook kan gebruik om elke Sondag se les wat die kinders by die katefese hanteer, ook verder met hulle vir die week te kan behandel. So is 'n wonderlike boek vir huisgodsdiens, is 'n wonderlike boek vir Bybelstudie. Jy kan gerus daarvan gebruik maak. Mense, dan wil ek net weer vra, as jy enige iets in die kerk se geboue moet doen deur die week of oor 'n naweek of wanneer ook al, dat jy asseblief met Daan Swanepoel sal reël. As die alarm afgaan en die alarmkodes is nou ook opgedateer en binnekort gaan nie almal toegang meer hê soos wat dit nou in die verlede was nie, dan baie mense het toegang gehad en dan partykeer dan gaan die alarm af en dan bel hulle vir Daan en dan weet hy van niks nie. Maar reël asseblief, as jy hier moet wees en dinge moet doen, reël asseblief met hom dat ons net ook kennis dra van alles wat gebeur en dat Mooi Rivier Beskerming jou nou nie gaan kom toesluit as hulle hier aankom nie. Mense, dan al ons bedieninge. Die van julle wat nou nie weet van al ons bedieninge nie, daar is 'n kitsgids beskikbaar wat ek dink die ouderlinge dalk in jou wijk vir jou elektronies al gestuur het. Hoopelik het hulle al. As jy hom nie het nie, kan jy ook vra vir my. Ek dink ek kan hom ook sommer op die inligtinggroep deel. Die kitsgids verduidelik vir jou min of meer waaroor gaan die gemeente. Al die verskillende bedieninge, ons het 'n hele klomp bedieninge. En ons wil vra dat as jy voel jy wil graag betrokke raak, as die Here met jou werk en sê, hoor hierso, ek sing lekker en ek dink ek sing nie te sleg nie, hier is ons lofprysingsgroep. Ek wil graag deel word van hulle. Dan kan ons natuurlik altyd, hulle gaan natuurlik eers luister of jy regtig kan sing, hoor. Nee, ek spot sommer. Ons almal hou van sing, ek hou van sing. Maar ek sit maar my mikrofoon af as ons sing, dat ek julle nou nie wegjaag nie. Maar ons het ons getuienisbediening gaan oor barmhartigheid, dit gaan oor ouetehuisbediening, dit gaan oor skoolbediening, dit gaan oor plaasbediening, dit gaan oor ons sendelinge in die buiteland. Dit gaan oor 'n hele klomp dinge. Dan het ons ouderlingbediening, ons het 'n hele klomp bedieninge in ons gemeente. En as jy voel die Here lê dit op jou hart, jy het talente en gawes wat hy vir jou gegee het, wat jy so hier in hierdie gemeente tot sy eer kan aanwend, kom gesels asseblief. Ons verwelkom altyd enige iemand wat diensbaar wil wees. Mense, dan vra ek regtig ernstig, ek dink almal van ons, of jy nou die nuus volg of nie, jy weet, daar het baie mense skade gely met brande wat gewoed het in die Kaap en seker nog steeds op party plekke woed. Ons weet van vloede in Mpumalanga en Limpopo en in Natal. Ons weet van droogtes nog steeds in dele van die land. So ons het hierdie verskillende weerstoestande en rampe eintlik wat op allerlei maniere gebeur. En ons voel regtig vir die mense. Ons wat hier sit in Potch weet dalk nie so erg hoe dit vir daai mense voel nie. Maar glo vir my, ek was 8 jaar op die platteland. As 'n boer na jou toe kom en sê, Dominee, weet jy, ek gee hierdie jaar niks vir die kerk nie, want ek het niks. Daar is geen oes nie. Dis nie van hier is 'n klein oes en ek moet oorleef nie. Daar's geen oes nie. Dan is dit rof. Ons voel dit ook want die kospryse gaan op. En al hierdie dinge het 'n effek op ons wat hierso eintlik so bietjie beskut is van al daai dinge.
Maar kom ons dink aan hierdie mense. As jy vir jouself moet indink, hoe gaan jy skielik sonder 'n jaar se inkomste moet leef? Hoe lank gaan dit vat om weer terug te kom op waar jy is? En dit is wat baie van ons boere in die gesig staar. Mense wat alles verloor het in 'n brand of in 'n vloed. Dit is verskriklik. Kom ons dink aan hulle en ek dink terwyl ons nou sommer so sit, kom ons lei die oë. Ons hemelse Vader, U is die God van die skepping. U het alles gemaak, U het elkeen van ons ook gemaak. En Here, ons kyk met trane in ons oë na al hierdie dinge wat gebeur en mense wat baie dinge verloor, dalk alles verloor. Ons verstaan nie hoekom gebeur hierdie dinge nie, maar ons weet U is in beheer. Here, ons wil vra dat U spesiaal saam met elke boer sal wees. Ja, Here, ook die wat sukkel en waar al die boere sukkel met back and claw seer, waar dit ook eintlik 'n ramp is. In die vure, die brande wat woed, die vloede, die droogte. Here, daar's soveel weerstoestande en dinge wat invloed het op mense en wat uiteindelik dalk vir hulle alles laat verloor. Mag hulle elke dag bewus wees dat al verloor hulle alles in hierdie wêreld, het hulle U nooit verloor nie. Want U is altyd met ons. U beloof ons oor en oor in U woord. U is die goeie herder en U sal altyd vir ons sorg. U sal ons altyd lei en U sal ons altyd beskerm. Daarom, Here, seën hulle. Seën elke liewe boer, seën elke liewe persoon wat skade gely het in hierdie afgelope paar maande met die weerstoestande en die vure. Here, mag ons weet van U teenwoordigheid, mag ons dit beleef en mag ons naby aan U leef tot U eer. Amen. Mense, dan vanoggend is 'n spesiale geleentheid. Ons wil graag ons jeugleiers aan U voorstel. So die van u wat kinders het, weet asseblief dat jou kinders is in goeie hande. Ek gaan vra dat hulle vir ons sal vorentoe kom en dan gaan hulle vir ons net hierso staan sodat jy kan sien wie is die kind, wie is die mense waarby jou kinders elke Sondag is en wat hulle nou nog verder leer van die Here. So vir graad 1 het ons Chriset Burgers. Ja, kom sy. Ek gaan vra julle moet vir ons net hier voorkom staan. Graad 2 het ons Michelle Foster. Graad 3 is Liesel Viljoen. En graad 4 Magdalies Vosloo. Graad 5 is Derrick Burgers. Graad 6 Eldoret Havenga. En dan het ons twee aflosse ook vir die graad 1 tot 6 is Nicoline Gous en Lisa Uys. Dan vir ons seniors graad 7 het ons vir Nadine Skooman. Ons het vir Jacqueline Storbeck vir die graad 8s. En die graad 9s is Ilonka Steenkamp en die graad 10s is Vernon Storbeck. En dan die belydennisklas is ek en Marley van Heerden. En dan vir ons kleuters het ons vir Zanta Joubert en ook aflos Daniel van Winkel. Sien, hierdie is nou natuurlik die mense wat onbewustelik dalk vir die Here ja gesê het toe hy sê ek wil hê julle moet met my jong mense werk. So dit is natuurlik ook een van ons bedieninge, is ons jeugbediening. En hierdie is die mense wat jou as ouer ook help sodat jou kind meer van die Here kan leer en ook liewer vir die Here kan word.
en besef hoe lief die Here vir hulle self ook is. Ek gaan vra dat julle almal vir my omdraai, toe maar dis nie soos 'n bevestiging van 'n kerkraad hierso nie. Dat julle vir my omdraai want ons gaan dan nou almal saam as gemeente lied 304 vers 1 sing en daarna wil ek vra dat julle terug gaan draai na die eerste vers en dat ons gemeente dan sal opstaan en dan gaan ons vers 4 as seën van die Here oor hulle sing en dit vir hulle toebid. Kom ons kinders, verlozen. Baie dankie aan julle almal vir julle bereidwilligheid en julle kan maar weer gaan sit. Dit is so gepas eintlik dat ons nou vandag so begin met die Here se seën. Want vandag se erediens en die boodskap gaan juis oor God se seën, oor sy mense. Ons dink baie keer dat die lewe verskriklik moeilik is. En baie keer is die lewe verskriklik moeilik. Maar die Here seën elke liewe mens. En hy kyk nie na wat jy eers gedoen het nie. Hy kyk nie of jy dit verdien nie. Hy seën jou maar net. Hy doen dit want hy's lief vir jou. Maar tog dink ons baie keer dat dinge maak nie sin nie. Maar dan kry ons bevestiging in God se woord dat die Here uiteindelik die koning is. Dat hy die een is wat regeer en dat hy die enigste een is wat uiteindelik geloof moet word, omdat hy altyd goed is. En vanoggend wil ek vir ons lees Psalm 2 om mee te begin. En dan kyk ons eers ook net na ons eie wêreld. Ons het nou gepraat van 'n hele klomp weerstoestande en ander dinge wat veroorsaak dat dinge moeilik gaan. Maar dan kyk ons na die res van die wêreld, dan sien ons dit is hoe dit nog steeds gaan vandag in die wêreld. En dan word daar gevra, waarom is die volke rusteloos en maak die nasies nuttelose planne? Ons wonder baie keer ook dieselfde ding, né? Jy hoor Donald Trump doen dit, dan hoor jy Putin doen nou weer dit. Dan dink jy maar, waarvoor? Hoekom doen die mense hierdie goed? Hoekom maak hulle nuttelose planne? Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Want dit beleef ons elke dag. Die wêreld is teen die kerk, nog steeds. Die wêreld is teen geloof. Die wêreld is teen ons as Christene. Die wêreld sê ag man, hierdie goed is sommer nonsens. Jy kan net doen wat jy wil, solank jy net goed doen. Die wêreld neem stelling in. Hulle sê kom ons breek hulle boeye stukkend. Kom ons gooi hulle bande van ons af. Hy wat in die hemel sit, lag. Het jy al ooit gedink daaraan? As die Here so baie keer kyk na die wêreld se planne, dalk na jou eie planne, dat hy sit en lag. Dan dink hy, hey, tog mens. Jy moet mos nou weet. Ek is die Here. My Heer dryf die spot met hulle. Dan spreek hy hulle in sy toorn aan. Met sy woede verskrik hy hulle. Ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun. En natuurlik, hierso word gepraat van Jesus. Vandag het ek jou verwek. Ons lees dit op 'n paar plekke in die evangelies. Wanneer Jesus gedoop word, dan word hierdie woorde weer herhaal. Vra en wanneer hy gebore word, vra dit van my en ek sal die volke gee as jou erfdeel. Die uithoeke van die aarde as jou eiendom. Jy sal hulle verpletter met 'n ysterscepter, soos erdewerk sal jy hulle stukkend slaan. Daarom, konings, wees verstandig. Wees gewaarsku, regters van die aarde.
Dien die Here met ontzag en juig hom toe met bewing. Soen die seun. Dis nou vreemde teks hierdie. 53 vertaling sê kus die seun. 83 vertaling sê net jy moet ontzag hê vir hom, sodat hy nie toornig word nie en julle op pad omkom nie, want sy toorn vlam maklik op. Gelukkig is almal wat by hom skuil. En dit weet ons almal. Ons almal weet dat eers wanneer die popo op pad is na die fan toe, wanneer jy hom sien gaan, dan besef jy, ek moet op die Here vertrou. Ek moes nog die hele tyd. Ek moes by hom skuil. Gewoonlik is dit te laat. Ek het verlede Sondag aand ook nogal gesê, dan lê die popo en alles lê nou al daar in stukkies deur die fan. En dan besef jy, ek moes nou net van die begin af by die Here geskuil het. Die Here Jesus is koning. Hy lag baie keer vir ons planne. Hy lag vir die wêreld se planne, want hy weet op die ou end sal hy regeer. En al die goed wat die wêreld doen en al die goedjies wat jy beleef is tydelike goed. Gelukkig is almal wat by hom skuil. So soek jou veiligheid in hom, soek jou redding in hom, soek jou vrede in hom. Terwyl ons so sit, gaan ons Psalm 112 saam sing en ons gaan eintlik maar net vir die Here sê hoe wonderlik sy naam is. Van die Here Jesus Christus, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus Christus, ons Here, ook God, deur die krag van God, die Heilige Gees. Mag jy werklik waar beleef hoe oneindig sy genade, sy liefde en sy vrede is. Amen. En die vrede wat jy ontvang het, moet jy met almal om jou deel. So staan op, groet almal daar om jou links, regs, voor en agter met die woorde van vrede. Kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik om U lof te besing, want al die lof en die eer en die aanbidding behoort net aan U. Nie een van ons is ver oggend hier vir ons eie verheerliking nie. Dalk het ons gekom om 'n bietjie brandstof te kry vir die week, geloofsbrandstof. Dalk het ons gekom om te kom hoor wat U vir ons sê. Ja, Here, U ken elkeen se hart, U weet hoekom ons hier is. En uiteindelik is ons hier want U het ons geroep. En daarom wil ons U loof. Daarom wil ons erken dat ons eintlike doel, die eintlike doel van ons bestaan, is U verheerliking. Here, praat met ons. Praat met ons as U kinders. Elkeen van ons is geroep volgens U wil. Elkeen van ons het 'n doel in U koninkryk. En elkeen van ons soek na U. Ons soek na U wil. Ons soek na U seën. Ons soek na dit wat reg is. En Here, wil U self in ons harte kom spreek met U Heilige Gees. Wil U ons aanraak. Mag ons U teenwoordigheid spesiaal hier ervaar. Here, uiteindelik wil ons hê dat U ons toerus ook, sodat ons van hier af kan uitgaan as gestuurdes, as draers van hoop, mense wat U koninkryk laat kom in 'n donker wêreld, wat U lig laat skyn sodat mense U liefde kan raak sien.
Alles tot U eer. Amen. Bring gerus die maatjies, bring hul keer op keer. Jesus nooi die kindertjies om by hom te leer. En julle word net meer en meer. Dis so lekker. Ek het nou vandag vir julle 'n paar vrae wat ek wil vra. Iemand sê nogal gister vir my, jy gaan seker weer 'n boks wees. Hier is nie 'n boks nie. Niks wat julle hoef te raai vandag wel julle gaan 'n paar goed moet raai. Maar ek wil nou 'n bietjie julle kennis toets oor 'n klomp dinge. Wie van julle hierso is die sterkste? Natuurlik. Natuurlik steek die klein seuns hulle hande op, né? Wie van julle is die swakste? My boetie. Okay. Nie een van ons gaan ooit erken dat ons swak is nie, want dit is mos nou nie 'n goeie ding nie. Né? Erkenning van swakheid is tog nie goed nie. Goed. Maar om nederig te wees, weet julle wat beteken dit om nederig te wees? Om nederig te wees beteken nie swakheid nie, hoor. Ek wil dit vir julle nou sê. Ons moet nederig wees. Maar ons dink baie keer dat die een wat die grootste is die sterkste, nê? Ons dink baie keer so. Of die een wat die hardste skree is die belangrikste. Dit is hoe die mense in die Bybelse tyd geglo het. Het julle dit geweet? Hulle het gedink dat as jy hard genoeg skree op straat en jy sê iemand sleg, dan wen jy die argument. As daai ander persoon nou weer harder en skree en jou slegter sê, dan nee, dan wen hulle. So vandag wil ek vir julle so 'n paar prentjies wys en julle moet nou vir my sê wie julle dink hierdie fight gaan wen. OK. Eerste prentjie. Goed, wie sê die Great Dane gaan wen? Die groot hond. Wie sê die groot hond gaan wen? OK. Wie sê die kleintjie? Hoe? Groot hond gaan hom insluk en sit hy in sy keel vas. Die kleintjie gaan wen. Goed. Alraight, volgende ene. Daar's 'n muis en 'n olifant. Wie gaan wen? Die muis? Wie sê die muis? Wie sê die olifant? Goed. Hoekom sê jy die olifant gaan wen? Nee, die muis gaan nie in sy keel vassit nie. In sy slurp vassit. Goed, julle het nou gesê van julle het gesê die olifant gaan wen. Hoekom? Is die olifant eintlik bang vir 'n muis? Dink jy regtig is so? Daar word stories vertel daarvan, nê. Goed, hierdie is 'n moeilike een. Ons gaan nou nie regtig weet nie, nê. Maar die olifant kan net so is die muis weg. Maar die muis kan dalk omdat hy so klein is, die olifant skrik maak en hardloop hy weg. Muis dra siektes. Ons weet nie, nê. Goed, die volgende prentjie. Watter een van daai twee karre gaan wen? Die Mini of wat is daai? Is dit 'n Mustang? Dit lyk amper soos 'n Mustang. Dink so. Wat sal julle sê? Wie van die groot mense hierso wil raai? Wie gaan wen? Wie sê die Mini? Goed, wie sê die Mustang? Die ander mense sê ek wil nie hierso besluit nie. Toe mens nie geld op nie, hulle kan maar net raai hoor. Weet julle wie daar gewen? Die Mini het gewen. Hoekom? Hoekom dink julle die Mini gewen? Mini is ligter en hy is ligter op petrol. Eintlik gaan jy nooit kan sê wie daar gaan wen nie, want jy weet nie wat is daaronder, wat is daar binne nie. Maar ja, die Mini is ligter en hy het net 'n sterk genoeg engine nodig om sy gewig vinniger te kan dra as die ander kar. Goed. Die Mini het gewen. Die kleintjie het weer gewen. Volgende ene. Wie's daai?
Dawid en Goliat. Okay, ek gaan nie eers vir julle vra wie gaan daar wen nie, want julle weet seker wie het gewen. Dawid het gewen, maar Goliat is soveel groter. Dawid het 'n slingervel en wat? En die krag van God. Hy het in God se naam gekom. Hy het eintlik daai wat ek nou gelees het, Psalm 2. Goliat het gespot met die Here. Hy het al sy planne gemaak. En Dawid sê ag, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. En die Here lag toe vir Goliat en hy stuur vir Dawid. Kleine ou Dawid met 'n slingervel en dan wen hy. Nou die volgende ene gaan julle nou die groot mense gaan moet help hierso. Julle gaan moet help. Wie gaan daar wen? Want daai is Bakkies Botha, die rugby speler. En daai is die regte Bakkies Botha, my hond. So wie gaan daar wen? Die regte Bakkies Botha natuurlik. Ja, dit is die hond is Bakkies Botha. Haar naam is Bakkies Botha. Hoe gaan hierdie klein Wag nou luister gou-gou, hoe gaan hierdie klein Bakkies Botha vir daai Bakkies Botha wen? Nee. Nee. Hy gaan nie eers byt nie. Bakkies gaan nie byt nie. Weet julle hoe gaan Bakkies wen? Bakkies gaan vir Bakkies wys wat dit is om lief te wees vir mense. Want Bakkies Botha, die hond, die regte Bakkies Botha nou, is baie lief vir mense. Sy gaan hom wen met liefde. Want om nederig te wees, in Micha 6, gaan ons nou lees mense, Micha 6 leer vir ons dat jy nie altyd die slimste of die sterkste of die grootste hoef te wees nie, want daar is ander maniere, en julle gaan nou saam met my wys, daar is ander maniere hoe jy dinge kan wen. Eerste ene is, het julle al gesien daai vroutjie van eeue terug, hulle noem haar Justice, dan staan sy met die weegskaal. Het julle dit al gesien? Dan moet jy kies tussen reg en verkeerd. Het julle al 'n weegskaal gesien? Nou goed. Dan moet ons nou kyk wat is reg en verkeerd. So, die manier hoe jy mense kan wen partykeer is deur reg te doen. Staan so? Deur reg te doen. Né? Nee? Dit is wat Micha sê ons leer. Om reg te doen en om liefde te betoon, né? Nee? Liefde, hand op die hart, julle. En om te wandel, moet nou nie val nie, agter die Here aan, om te wandel in nederigheid agter die Here aan. Ons kyk op en ons loop agter die Here aan. OK. So, hoe doen ons dit? Hoe wen ons mense partykeer? Deur nederigheid. Hoe? Die reg te doen, liefde te wys en in nederigheid agter die Here aan te loop. OK. So nou gaan julle reg doen, liefde wys en agter die Here aanloop. Ja, uit. Dis ons klaar. Dankie. Ek sal nog die dag wanneer ek vir Bakkies Botha die rugby speler ontmoet, hom voorstel in die regte Bakkies Botha en dan sal ons kyk. En ek kan julle nou wet. Bakkies, die regte Bakkies Botha sal vir Bakkies die rugby speler wen. Met liefde. Mense, ons wil vandag saam lees uit Matteus 5 vers 1 tot 12. Dit is 'n gedeelte wat baie van ons dalk goed ken. Dit is die saligsprekinge. So in die ou vertaling het daar gestaan salig is die een wat dit en salig is die een wat dat. En toe in die 83 vertaling toe kom die woord geseënd in. En sê geseënd is die armes van gees. Geseënd is die. En in die 2020 vertaling toe word dit nou weer vertaal met gelukkig
Want die moeilikheid met die woord, met die Griekse woord wat daar gebruik word, is die woord makarios. So dit begin in die Grieks deur te sê makarioi. So geseënd is julle, of gelukkig is julle, salig is julle. En uiteindelik beteken die Griekse woord dat jy is net so tevrede. Jy is net so geseënd. Jy is net so wow, omdat jy by die Here is. Omdat jy iets van die Here af ontvang. So ek gaan vir ons die 2020 vertaling lees. Maar vers 1 begin. Nou moet ons verstaan Jesus staan hy's daar besig om teen 'n berg op te gaan. En toe hy terugkyk, is hierdie menigte mense voor hom. Net vanoggend toe sê ek vir die ouderlinge, hier is my gunsteling gedeelte in die Bybel. Matteus 5 tot 7 is waar Jesus mense leer. Waar hy self vir mense leer. Dis die beste preek ooit. Hier is toe Jesus die skare sien, so hy kyk terug en hy sien hierdie mense, hierdie magdom mense. Nou gaan hy nog verder teen die berg op, sodat hulle hom kan sien en kan hoor. En dis natuurlik hoekom daar 'n kansel ook is dat almal kan sien en kan hoor. Nie omdat ek belangrik is nie. Jesus het gaan sit en sy disippels het na hom gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê, en hier kom die wonderlikste dinge wat ons hoor. Hy sê gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Net tot sover, volgens uit die woord van die Here. Dit is ons hoofteksgedeelte, ons gaan nou nog 'n gedeelte of twee lees. En ons tema vanoggend is die onderste bo koninkryk. Want die Here kom eintlik in hierdie gedeelte en hy kom sê vir die mense van daai tyd dat julle definisie van sukses en geluk en wysheid is verkeerd. Julle het nog altyd verkeerd geglo. Nou wat ek vir die kinders gesê het, die manier wat mense argumente opgelos het, skree op mekaar. Mense doen dit vandag nog, né? Ons het parlement. Skree op mekaar. En as jy harder kan skree, slegter kan sê, dan wen jy nou. En die Here sê, julle is nog altyd verkeerd. Maar daagliks word ons gebombardeer met resepte vir sukses. Gaan kyk maar in enige boekwinkel, aanlyn. Hier is 'n kursus, hier is 'n boek. Dit is hoe jy sukses behaal. Wil jy suksesvol wees in jou loopbaan, by die skool, waar ook al? Hierso, ons gee vir jou die resep. Wees sterker, wees ryker, wees meer selfversekerd, glo in jouself. Praat positief. Maar vandag hoor ons 'n ander stem. In Psalm 15 word daar gesê, wie mag vertoef in die tent? Wie mag 'n gas wees in die tent? Wie mag tuis gaan op die heilige berg? Hy wat onberispelik leef en regverdig optree, wat van harte die waarheid praat. Die antwoord is nie die magtigste mens nie. Die antwoord is die persoon met integriteit. Dit wat jy sê, wat jy glo en dit wat jy doen, stem ooreen. Jesus neem dan hierdie gedagte in Matteus 5 in en dan draai hy die wêreld se waardes op sy kop. Want die wêreld het nog steeds anders geglo en die wêreld vandag glo nog steeds anders want hulle luister nie. Jesus sê in God se koninkryk werk dinge anders. En daarom kom ons wetgedeelte vandag, ja, ek het nou die wet nou eers hier ingebring uit Micha 6.
Nou het vir die kinders so vinnig genoem en ek het vir julle die opsomming eintlik daarvan gegee. Maar kom ons hoor wat staan in Mikha 6 vers 1 tot 9a. Ek lees uit die 83 vertaling uit. Hoor wat sê die Here. Maak klaar. Roep die berge as getuie. Laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde. Julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Ek het jou uit Egipte gebring. Ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Miriam, my volk. Dink aan die planne van koning Balak en Moab en wat Biljam seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan? Met jaar oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam agter die Here aan sal loop. Dat jy hom in nederigheid sal volg. Dis wat die Here vir ons sê. Hy sê dit is nie so moeilik nie. Jy het nie al hierdie selfhelpboeke nodig nie. Al wat jy moet doen is bly naby aan my. Volg my. Het ons 'n paar weke terug gehoor sê Jesus. Volg my. Lewe saam met my en ek sal jou wys. En dit is wat Jesus hier vir die mense kom sê. Dit klink dalk nou soos 'n stel reëls wat hy opstel om in God se koninkryk te wees, maar dit is nie. Mikha eerstens herinner ons dat God nie belangstel in leë godsdienstige rituele nie. Hy soek nie duisende ramme of strome olie nie. Doen reg. Dit wat jy doen in die publiek. Dit wat jy doen by jou huis, in jou privaatheid. Doen reg. Laat die twee ooreenstem. Betoon liefde. Nou toe jy almal om jou gegroet het met die woorde van vrede. Dis liefde betoon. Want jy bid God se vrede op hulle toe. Want God se vrede gaan alle verstand te bowe. Dit maak ons rustig. Dit laat ons besef dat jy nêrens anders in die wêreld daai vrede gaan kry nie. Dit is uiteindelik om liefde te betoon teenoor jou naaste. Klein goedjies 'n deur oopmaak vir iemand. Om 'n bejaarde voor jou in die ry te laat staan by Spar of by Pick n Pay. Klein goedjies. Liefde betoon. En dan om nederig te wandel. Jou verhouding met God. Want dit is uiteindelik die fondasie van hierdie saligsprekinge. Gaan oor jou verhouding met die Here. Jesus sê nie probeer om hartseer te wees sodat jy geseën kan word nie. Die saligsprekinge is nie 'n lys nuwe wette of reëls wat Jesus gebring het nie. Baie mense wil vir jou kom sê, ja, maar jy moet nou maar 'n martelaar wees, hoor. Jy moet nou maar suffer. Dan gaan die Here jou seën. Jesus beskryf die karakter van die burgers van sy koninkryk. Dis wat hy doen. Ek het oor die bergrede 'n preekreeks uitgewerk wat ek eendag nog sal preek hier so in die gemeente. Maar dit is 23, 24 preke oor net Matteus 5 tot 7 en hierdie teksgedeelte wat ons gedoen het, die saligspreking, hierdie eerste 12 verse van Matteus 5, dink ek het ek 3 of 4 preke oor gehad en is eintlik te min. Jesus sê nie, hierso is die reëls. Hierdie is die goed waaraan jy moet voldoen, dan gaan jy geseën word nie.
Jesus sê, die wat arm van gees is. Om arm van gees te wees, beteken jy erken, jy het vir God nodig in jou lewe. Jou eie krag, jou eie gees kan dit nie maak in hierdie wêreld nie. Jy het God se gees nodig. Jy het nodig dat hy met jou is elke oomblik. Dan is jy arm van gees. En hy sê, as jy arm van gees is, ek is met jou. Want jou behoort die koninkryk van die hemele. Dis radikaal, nê? In God se oë is die mense wat volgens die wêreld verloorders is, die mense wat swak is die mense wat die naaste aan sy hart is. En dit is die wonderlikste ding. Om te besef dat as soos ons daai lys gelees het van, en jy kan dit later weer gaan lees, van die saligsprekinge. Hoeveel van daai het jy dalk mee vereenselwig? Sê ja, Here, ek treur. Ek is hartseer. Ek het iemand verloor. Ek het werk verloor. Ek het hoop verloor. Ek treur. En die Here sê maar, ek gee jou troos. Kom na my toe. Ek gee jou troos. Kom kry jou vrede by my. Kom kry jou krag by my. Hoeveel van ons word gespot omdat jy die Here dien? En die Here sê maar, weet jy wat, aan jou behoort die koninkryk. Want dit is wat Paulus ook dan verder vir ons sê. En verlede week het ons so vinnig daaraan geraak in 1 Korintiërs 1. En ek wil vandag vir ons lees wat Paulus verder sê, want hy som nou al hierdie goeders op en hy bring dit so mooi bymekaar. Dit wat ons gehoor het in Micha, dit wat Jesus vir die mense sê oor wat die koninkryk eintlik is en wie die burgers van die koninkryk is, dan kom Paulus en hy bind dit so mooi saam. Dan sê hy van vers 18 af. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Ons het dit verlede week vir mekaar gesê. Want daar staan geskryf: ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak. En die lig, en die insig van die verstandiges verwerp. Ek gaan nou nie die presiese woorde gebruik van die 4de kabinet nie, nê. Maar mense wat dink hulle smart, is nie altyd so smart nie. Dis wat die Here sê. Hy sê, o, julle dink, julle is slim. Psalm 2 wat ons gelees het, die Here lag, man. Die wêreld dink hulle is so slim en die Here lag. Hy sê nee. Luister na my seun. Luister wat hy vir julle sê. Hy probeer julle help. Dan sê Paulus verder: waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Dis ons nou weer met die dwaasheid besig. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode is dit dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Vir die wêreld lyk 'n koning op 'n kruis of mense wat nederigheid kies bo mag, lyk soos dwaasheid. Maar hierdie dwaasheid is die krag van God. Dit is wat Micha gesê het, dit is wat Jesus gesê het, dit is wat Paulus sê. Hy sê dis die enigste wysheid wat regtig lewe gee. So moet jy nie verlaat al hierdie ander goedjies nie. Geen boek behalwe God se woord gaan jou leer wat die lewe regtig moet wees nie. Ons stap vandag, as ons hier klaar is, nie net by hierdie deur uit nie, ons stap al klaar, kan julle glo, ons stap al weer by 'n nuwe maand in. Januarie is verby. Een van die dae is dit weer Kersfees. Tyd gaan gou verby. En baie van ons dink nou al, o, Januarie is al verby. Wat het ek gedoen? Wat het ek nou al gedoen vir hierdie jaar? Dit voel of ek net in die gang kom nie. En van ons voel nou weer ek het al klaar weer so baie gedoen. Is al klaar weer te besig. Hoe gaan ek by alles uitkom? Dalk voel jy nie sterk genoeg nie. Dalk voel jy nie slim genoeg volgens die wêreld se standaarde nie.
Miskien voel die uitdagings van 2026 al klaar weer net vir jou te swaar. Maar hoor mooi wat Jesus vir ons sê hier in Matteus 5. In God se koninkryk word sukses anders gemeet. Wanneer jy môre kies om die waarheid te praat eerder as om te lieg, is jy nie 'n verloorder nie. Jy's 'n burger van die hemel. Wanneer jy kies om sagmoedig te wees in 'n harde wêreld of om vrede te maak waar daar konflik is, dan dra jy die merk van God se guns. Wanneer jy jong mense by die skool is en jy kies om nie lelik te wees met iemand anders nie, jy kies om nie te boelie nie, jy kies om daai ene wat weggestoot word, en dit geld vir ons almal, nie net in die skool nie, nader te trek. Of om net te sê, weet jy wat, ek wil nie deel wees hiervan, ek loop weg. Dan kry jy 'n stamp daar in jou paspoort om te sê, ja, jy's 'n burger van die hemel, jy's nou hier op die aarde en jy doen goed. Moenie bang wees vir die dwaasheid van die kruis nie. Om reg te doen, liefde te betoon en in nederigheid met God te wandel, is die enigste pad wat werklik na die lewe lei. So gaan leef hierdie week as mense wat weet hulle is geseënd. Weet dat die Here by jou is. Weet dat jy geseënd is nie omdat jou omstandighede volmaak en perfek is nie, maar weet dit omdat jou koning getrou is. Omdat dit wat Jesus sê hier in Matteus 5 en wat hy reg deur die woord sê, altyd waar is. Hy is getrou. En hy stap saam met jou. Hy hou jou vas. En hy skyn sy lig deur jou. So ek weet nie met hoeveel worstelinge en dinge jy dalk op hierdie oomblik sit nie. Dalk is jy sommer net gevul met vreugde. Dis wonderlik. Maar ek wil hê jy moet die uitstap vandag met jou kop hoog en gaan wees die mens wat die Here jou gemaak het om uiteindelik te wees. Want jy is 'n burger van die koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige God en ons hemelse Vader, ons staan vandag voor U en ons bely dat ons dikwels die wêreld se bril dra. Ons jaag na sukses, ons soek erkenning en ons probeer onsself beskerm deur sterk en onaantastbaar te wees. Maar vandag, Here, laat U woord ons stil staan op die berg van die saligsprekinge. Here, ons bid dat U ons harte sal sag maak. Leer ons wat dit beteken om arm van gees te wees. Om te besef dat ons elke oomblik van U genade afhanklik is. Dankie dat U seën nie rus op diegene wat alles reg het nie, maar op diegene wat honger en dors na geregtigheid. Gee ons die krag om die Micha-pad te loop in hierdie nuwe maand, in hierdie jaar, in hierdie week. Help ons om reg te doen, selfs wanneer dit ons iets kos. Leer ons om liefde te betoon, veral aan diegene wat die wêreld as onbelangrik beskou. En bo alles, Here, leer ons om nederig saam met U te wandel, hand aan hand, bewus daarvan dat U wysheid die enigste ware koers is. Ons vra dat die dwaasheid van die kruis ons enigste trots sal wees. Wanneer ons hier uitgaan, laat mense nie ons eie krag sien nie, maar die krag van Jesus Christus wat in ons swakheid skyn. Amen. Geliefde, Halleluja lied. En is dit nie wonderlik dat ons na soveel jare en die Halleluja liedere eintlik nou al so bietjie uitgefaseer is, dat dit nog steeds sulke wonderlike mooi liedere is wat ons besef dat die Here ons seën. So ek wil hê jy moet vanoggend opstaan
En ons gaan afsluit met Halleluja 3:1:5 en weet dat ons die seën van die Here so strome ontvang van bo. So kom ons staan en dan sluit ons af. Strome van seën van bo, het in liefde geboren. Heerlijke tijd van kwaad, vrijheid ons Nederland en oor. Van zee, die ervaring vallen het ons. Het is vol die druppels gedieren, schenk ons die strome oei. Strome van zee en van boven, de het verfrissend ons niet. Schenk ons de hemelse voer, schenk ons de liefde. Strome van zee, van het ons niet. Voor de druppels gedieren, schenk ons die strome oei. Strome van zee en van boven, hemel van de oei. Doorstelt in bed in de wand, voor de verheerlijk oei. Strome zee, gevuld voor het ons. It's for the apples gedieren, schenk ons de strome oei. Geliefde van die Here seën jou wanneer jy weet hoe afhanklik jy van God is. Die Here seën jou wanneer jy treur. Die Here seën jou wanneer jy sagmoedig is. Die Here seën jou wanneer jy honger en dors na wat reg is. Die Here seën jou wanneer jy barmhartig is. Die Here seën jou wanneer jy rein van hart is. Die Here seën jou wanneer jy vrede maak. Die Here seën jou wanneer jy vervolg word omdat jy doen wat reg is. Die Here seën jou die mense wanneer die mense jou ter wille van hom beledig en vervolg en valslik alles sleg sê van jou. Die Here seën jou want jy is 'n burger van die hemel. Laat het zo wees, Heere, amen. Laat het zo wees, Heere, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Heere, amen. Laat het zo wees, Heere, amen. Laat het zo wees, Heere, amen. Laat het zo wees, Heere, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Heere, amen. Laat het zo wees, Heere, amen.